Nou, goeiemôre. Hoe gaan dit? Goed, great. Die woord wat ek van Here ontvang het die laaste 2 weke was, vier wat jou beskerm. En ek nie die woord die voorgesit nie, as prins, om vir jou te sê dat daar is 'n spesifieke vier. Sien jy, Jeremia 23 vers 29 sê, God sê, is my woord nie soos vuur nie. In die brandende bos met Moses het God in die vuur verskyn met hom. Met die 3 Jode in die oond wat 7 keer warmer gemaak was om hulle te verteer. Toe hulle saamvat en hulle maak hulle met toue vas en hulle gooi hulle in die vuur. En al 3 tot 'n val gekom. En somtyds wanneer daar toue oor ons toue van ongeloof, toue van sonde, maak nie saak nie. Wanneer jy tot 'n val kom, dan bly lê jy. Maar wat die Bybel sê is baie mooi, toe hulle in die vuur geval het, geboei met die toue. Dis daar 'n mooi vers in Mika 7 vers 7 en 8 wat sê, o my vyand, moenie jou verlekker oor my dat ek tot 'n val gekom het nie. Ek sal weer opstaan. Ek sal weer opstaan. En toe hulle opstaan, toe sluit 'n 4de een in die vuur by hulle, en hulle sê, hy lyk soos die seun van God. Al wat die vuur gebrand het, was die toue wat hulle verbind het. En almal van ons het nou en dan toue van die verlede, toue van wat mense van ons sê, toue wat ons onsself afkraak, toue van sonde. En ek wil jou sê, die geheim om daai vuur te gaan, is dat die vuur binne in jou moet sterker wees as die vuur wat teen jou is. God se vuur binne in jou beskerm jou van al die aanslagte, want die duiwel se draak, hy het vuur. Maar sy vuur is verwoestend. Waar God se is, dit kom en dit suiwer jou, dit beskerm jou, en dit maak jou sterk. So ek wil vandag met ons begin, in die middel van my preek. Nog nooit gedoen nie, maar ek gaan nou. In Handelinge 28 vers 1 sê die volgende, en eers toe ons gered was, in ander woorde, toe ons gered was van, wat ek nou met julle gaan gesels, van hulle haaglike tye, van hulle teëspoed, van hulle krisisse, van hulle hopeloosheid, reg in die middel, en eers toe ons gered was, het ons tot die wete gekom, dat die eiland waar ons uitgespoel het, is Malta genoem. Het jy geweet dat die woord, toe ons gered in die Griekse taal is diasouso. Souso beteken dat God bevry jou, hy kom seën jou, hy kom genees jou, hy kom maak jou voorspoedig, hy kom maak jou 'n aanwinst vir die koninkryk van God, hy maak jou 'n hulp vir mense wat nie hulle self kan help nie. Maar die woord dia voor dit beteken, hulle is gered deur omstandighede. Die ander woord vir gered in Afrikaans beteken, hulle het ontsnap, hulle het ontvlug van dit wat bestem was om hulle lewe chaos te maak, ondraagbaar te maak, en vir hulle op die kort end van die stok te kom. En toe hulle eers gered was, wat beteken, iemand wat siek is, jy stap met daai persoon op pad, en jy bid vir daai persoon, totdat hulle deurgaan. Mense wat deur finansiële probleme gaan, jy stap op pad met daai persoon, want die pad wat jy stap, het jy 'n paar jaar gelede deurgaan, wat hy nou deurgaan. En as jy moet hom praat, dan weet hy, dat hy met jou kan vereensalwig. En dan sê die Bybel iets baie mooi. En hulle gaan na die altaar op die eiland van Malta. Sê gaan Malta? Malta in die Griekse taal beteken heuning. Heuning. Toe ek dit lees, het my gees ontplof in God. Enthousiasme. Dat ek rondgetrippel het met 'n blydskap. Dat God, ek sê vir hom, you're very good in using words, aren't you? Ons Engelse praat so met God. Prontheid, regheid.
Want hy hou daarvan. Hy hou nie van jou deur die bos kom nie, of om die bosie gaan nie. Hy wil jy moet reguit in sy oë kyk, en reguit met hom praat. I said, you're very good with words, aren't you? He said, son, I am the word. Hy toe voel ek so aap, nee. Dat ek weet, die Bybel sê, in die begin was die woord en die woord was by God, en ek het dit geklik, en ek haai, jylle. Volgende ek moet meer intelligent voorkom. Maar met God werk het nie. Want ons intelligentie is niks aan sy wysheid en sy insig. Hy verklaar die einde voor die begin. Wat die duiwel beplan het vir sleg, het hy bedoel vir goed. Hy kan handomkeer jou lewe wat verander. So die Bybel sê vir ons in Psalm 119 vers 103, die woord is so soet soos heuning in my mond. Jy weet, wanneer jy deur baie moeilike tye gaan, wanneer jy deur verlies gaan, wanneer mense jou afjak en wanneer mense oor jou krities is. Kritiese mense is mense wat jaloers is oor jou. Elke persoon wat kritiek beuitoefen is jaloers. Wat jou nie gun, wat hy nie het nie. En die wonderlike ding hiervan is dat om deur al dit te gaan, wat hulle deur gegaan, kom ek verduidelik vir jou. Die Bybel sê dat hulle het van Jerusalem 'n seevaart gereël wat omtrent amper 'n maand sou gevat het in hierdie seilskepe. Was 'n Romeinse seilboot. Daar was 276 bandiete daarop, gevangenisse met 'n paar Romeinse soldate. En Paulus het versoek om voor Caesar te gaan dat hy sy saak kan stel. En is op die boot en die Bybel sê en 'n ligte briesie. Oh, I love that. En 'n ligte briesie, dit dreig niemand nie. 'n ligte briesie kom op die waters. En hulle sit die seile op in volheid. En hulle sê, nou gaan ons planne bereik sonder enige teerstand. Enigeen wat daai stelling glo, het nie baie verstand nie. Want alles kan met jou, jy gaan 'n nuwe werk begin, jy gaan 'n nuwe deal hê met hierdie jou, jy gaan nou 'n nuwe begin jou lewe maak. Al jou planne, al jou goed werk so uit in jou kop. Behalwe wanneer die werklikheid van die lewe jou tref. Of in Afrikaans die popo die fan tref. Wat kom op? Baie popos. Julle vang dit. Daar sade in 'n pop. Los dit. Al God se paaie is nooit reguit nie, behalwe as hy oor sy seun praat. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, 'n reguit pad. God sê in Jeremia 29 vers 11, want ek die Here God weet wat 'n gedagtes ek aangaande jou het. Gedagtes om jou te seën, dat dit mag met jou goed gaan. Maar God se lyne is nooit reguit nie. Dit maak kronkels in die paaie. Hoekom? Want God weet vooraf wat jou gaan tref. En hy wat jou vooruitgang, het klaar daai situasie onder beheer. So hier gaan hulle, en 'n ligte briesie kom op, en hulle sê, dis fantasties en al daai goed. En die Bybel sê, skielik. En jy weet, skielik kom altyd dat jy nie beplan nie. Skielik tref alles verkeerd. Skielik, ewe skielik, jou planne is uit die venster gegooi. Ewe skielik, nou moet jy plan B toe gaan wat jy nie het nie. En die Bybel sê dat die noordooste het so gewaai, dat daai woord noordooste beteken in die Griekse taal, die see, they say in English, the sea became agitated because two oceans came together. Net soos hier by ons, aan die kant die Kaap hierso, is daar twee oseane wat mekaar tref. Skepe kan nie eens daar deur gaan, in die suidooste daar, sal hom stikkend maak. En ewe skielik, jy weet nie wat jou pad voor lê nie. Jy weet nie wat daai stryk wat vir jou gesê, jy weet nie daai teleurstelling, jy weet nie die ou wat jy vertrou het al die jare, drop jou op 'n oomblik. Hierdie goed kom onverwags, en snaaks genoeg, niemand is berei vir iets wat onverwags jou tref nie, want jy die tyd gehad om voorberei te maak nie.
Nou eweskielik is jy nie meer met jou plannetjie. Eweskielik nou is jy in jy deins terug. Jy's huiwerig. Jy's nou twyfelagtig. Jy dink, wat nou? Wat nou? Maar God se paaie wat so kronkel, is presies waar hy wil hê jy moet gaan. En al wat jy moet doen is in hom volg. So hierdie groot wind kom op en die vrag van die skip begin oorwaai. Hulle gooi alles oor en die Bybel sê die volgende. En Paulus sê vir die Romeinse soldaat om vir die eienaar van die skip te sê, ons moenie nou verder seil nie. En die eienaar van die skip sê, dis my skip, ek ken my skip, ek het al honderde keer hierdie pad geloop, my skip is reg. Hoogmoed is nie iets wat jy in 'n probleem nodig het nie, want dit gaan voor 'n val. En eweskielik raak almal benoud, mense verloor hulle hoop, en die Bybel sê vir 14 dae en nagte kan die son en die sterre nie gesien word nie. Het jy geweet daai dae was daar nie GPS's in dit, hulle was gelei deur die sterre en die son. So it was the guarantee of navigating how to get out of a storm somewhere. Maar nou is al dit van jou weggeneem. Nie kan jy nou so gaan nie. Eweskielik het jy nie meer iets wat jou dryf nie. Hulle sê hulle het die ankers afgesny en hulle toegelaat dat die wind hulle net dryf. En as jy dryf, dan word jy dryfhout. En die Bybel sê die volgende, en ek hou van hierdie stelling, en Paulus sê aan al die manne, jy moes na my geluister, geen kind wil dit van die pa hoor nie. Jy moes na my geluister het. Forewarned is forearmed. Julle moes na my geluister, dan sal hierdie ramp ons nie getref het nie. Is dit nie so hartseer, dat soms kinders luister nie as die pa of die ma iets vir hulle sê en sê, ek sien, dit is nie 'n goeie plan nie, kan jy 'n bietjie daaroor dink, kan jy 'n bietjie dit oorweeg, kan ons 'n bietjie daaroor bid? Nee, om dan daai woorde waar hy teleurstelling en pyn en verlies het, dat jy moet sê, my seun, jy moes na my geluister. Niemand wil dit hê nie. Dis nie mosterd na die maal nie, dit is sout in 'n wond. Niemand wil daai ding hoor nie. Maar die Bybel sê in daai aand het 'n engel van die Here aan Paulus verskyn. This is amazing. Het die engel aan Paulus verskyn. Wow. En die Bybel sê die volgende. Die engel sê vir hom, Paulus, die Here het vir my vertel om vir jou te sê, al 276 manskap het hy vir jou ontwil in jou hande geplaas. Die skip se vrag sal verloor raak. Die skip sal in stukke op 'n sandbank met hierdie twee oseane van agter dit absoluut stukkend maak. Hy sê, maar geen leed sal kom op enige man nie. Al hulle lewens sal gespaar word en nie 'n haar van hulle hoof verloor nie. Ongelooflik hoe stel belang God in jou haar. Jou haar is 'n dooie ding. Wie van julle gaan haarkappe toe en hulle sny? Nee, niemand. As hulle hom pluk, dan, want daar's 'n nerve, there's 'n senuwee. So God stel belang oor die doodsheid wat jy deurgaan, dat hy dit weer gaan omsit in lewe. Is dit nie mooi nie? Nie 'n haar van jou hoof sal jy verloor nie. Dan sê hy, van die engel van die Here wat aan my verskyn het, die God aan wie ek behoort. Toe ek dit lees, toe kry ek 'n heimwee om God 'n druk te gee. I said to him, I wish I could hug you. He said, why don't you? I said, because I can't see you. Hy sê, yes, maar het jy nie my in jou genooi nie? Ek sê, ja. Hy sê, well, hug yourself. Ek staan voor daai spieël, maar ek vryf myself so lekker daar en daar. I said, Lord, how's that? Toe ek 'n pyn in my bout. I said, Lord, can your hand just go down on the left a bit, please? Jy lag, ons Engelse is baie prontheid met God. Afrikaans so diep ordentlik, kom jy eens by die waarheid uit hier.
praat prontheid met God, hy kan dit vat. Hy kan dit werklik vat. Hoorie, net daarna is die pyn weg. Die pyn is weg. Die Bybel sê, het jy, want jy vra nie. Ek het nie gedink, hy stel belang in die pyn in my bout. Dis my vrou se voorreg om dit uit te vry. Verstaan jy wat ek probeer sê? Julle vang niks hier nie. Dit was 'n kort huweliksseminar. Kry dit. Hy sê, die God aan wie ek behoort, wie ek dien. Sê tog ek, Lord, as elke Christen in Suid-Afrika daai stelling met eerbiedigheid en met 'n hart van oortuiging aan U kan sê, wanneer die moeilike tye gaan, wanneer die rof tye gaan. And tough. One day I was talking to God and I said, Lord, we're going through a tough time as a family. He says, what does tough stand for? I said to him, I don't know, but I got a feeling you're going to tell me. Somtyds moet ons verwagting meer van God wees as van ons eie denke, ons eie oplossings, ons eie planne. En voor my verbeelding sê ek T-O-U-G-H. En in my verbeelding sien ek soos 'n neon woord agter elke letter, on elke letter. Tough, trusting, obeying under great hindrances. Dis mooi, né? Ek het nog nooit sy stem in my lewe hardop gehoor nie, maar ek hoor dit elke keer in my hart. Elke keer ek Bybel luister, lees, hoor ek sy stem. En die Bybel sê, en God sal met jou praat, want jy is 'n skaap. Engelsman, God praat, wel dan moet jy net leer om te blaar. As jy kan blaar, dan kan jy God se stem hoor. Hy sê, my skape ken my stem. My skape luister na my. My skape sal my volg. En al gaan hulle weg, ek gaan haal hulle. En al raak hulle twak aan, en hulle sê, ek tel hulle op en hou hulle naby my boesem. Ons dien 'n God wat nie opgee as hy 'n pad met jou begin nie. God gaan voluit en volend met ons. Hy sê, ek wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit voltooi. En wat vir my verstom hier is dat, ek sê dit weer, sê gou hardop agter my aan, die God aan wie ek behoort, wie ek dien. Die volgende lyn gaan ek eers vir julle sê na die tyd. Ek is oortuig dat dit wat hy vir my gesê het, sal so wees. Wat het hy gesê? Ek gee al die manne vir jou. Die boot gaan weg, die goed gaan weg, maar nie 'n haar van 'n man se hoof nie, maar al 200. And I said, Lord, he says, that's when you serve me and when you belong to me, that's when I can entrust people to you, entrust money to you, entrust a good marriage to you. Maar jy kan net in God glo en nog vol sonde wees nie. Jy kan net nie kerk toe kom en net anders te leef nie. Jy kan nie net die Bybel lees en doen wat jy wil nie. When you say, Here, ek behoort aan U. Heel eerstens, jy behoort nie meer aan jouself nie, want jy is die gekoop deur die bloed van die lam. Jou lewe is nie meer joune nie, dit behoort aan die lewende God. And we must love what He loves and hate what He hates, and He hates sin. And He loves righteousness. En hy gaan nie verander nie. Gaat nie verander nie. En dan sê die Bybel, en slaat 'n sandbank, en almal spring oor boot, onthou 14 dae, geen son, geen maan, geen sterre. In daai 14 dae het hulle nog nooit iets geëet nie, want dit's nou viskos. Alles oor boot gegooi, al die rys, al die koekies. Julle. Hulle kan nou niks eet nie. So hulle is swak, hulle is wanhoopig, hulle het koers verloor, hulle weet die wale is hier, en die boot is nou stikkende, van die agterkant word hy die skip word redelik klein. Redelik klein. En die Bybel sê die volgende wat so mooi is. Hy sê daar, Paulus, hy sê, in hierdie situasie, manne, kry moed, want ek glo, God wat gesê het, ons sal nie nou sterf nie, ons sal op die eiland uiteindig. Jy sien, as ek en jy altyd moet wag om die Here te prys, wanneer ons gered is, wanneer ons deur 'n krisis is, wanneer ons deur 'n probleem is dit 'n nalatigheid.
God wil hê ons moet hom prys en ons moet hom eer in slegte tye, om te sê, Here, u woord sê, u is by magtig. My God is so sterk en so kragtig as niks wat my God kan doen nie. Ons het dit duisende keer in die NG Kerk en Kinderkrans gesing. My God is so sterk, so kragtig en so magtig as niks wat my God nie kan doen. In tye van krisis is dit die beste om eerlik te wees met God. Hoe? Nie oor jouself nie, maar om sy karakter, sy natuur te verduidelik. Here, u gesê, geen wapen wat teen my gevorm is sal slaag nie. U het gesê, die vyand sal na my kom in een rigting, maar hy sal van my wegspat in 7 rigtings. You got to know the word. En wanneer dit hopeloos, wanneer jy nie meer geloof het nie, hoor my, Saul, Paulus, vir wat hy alles deurgegaan het, en nou kom hulle op die eiland, en is net heuning. Paulus het in sy lewe, gaan lees dit in 2 Korintiërs 11, van 24-25, baie moeilikheid, maar nooit verslaan nie, 3 keer geskibreek, maar nie dood nie, met klippe doodgegooi, maar nog steeds. Paulus het een ding geleer van God, dat God se getrouheid in sy verlede het hom laat moed skep dat die God wat sê ek is dieselfde gister, vandag en alle ewigheid. As jy weet hoe God jou deurgebring het laas jaar, as jy weet hoe God namens jou 'n stryd gestryd wat jy nie kon stry nie, het jou oorwinning gegee, dan weet jy vir die volgende ding wat nou moeilikheid is en jou geloof wil gebreek en laat jou twyfel in God, moet jy weet wat hy gedoen het, gaan hy weer doen en hy sal dit altyd doen. You got to know God in the past to know him in the present. Want die ou vertaling sê baie mooi in Psalm 46, ons God is in 'n hoë mate beproef gevind. In die verlede, in die huidige en die toekoms. Hy is dieselfde God. En Engels sê, God is a present help in the day of trouble. A present help in the... Hoekom? Moeilikheid trek God na 'n kind van God. Moeilikheid trek God. Sonde in 'n Christen trek die duiwel. And the problem with sin is, S-I-N is, Satan is near. Maar God is nader, want hy leef in jou. Hy is in jou hand. Niemand kan jou uitpluk nie. Is mooi, né? Nou, wat 'n mooi inleiding was dit nie. En die Bybel sê, dat hulle kom al op die eiland, en die Bybel sê dit reën. Die woord reën daar in die Griekse taal, Griekse taal beteken, dit is 'n stortbui. Dit reën. Hoekom? Dit is 'n storm. En die Bybel sê, toe hulle aan land kom, sê die Bybel, en die inboorlinge het onnatuurlike vriendskap aan die bandiete en hulle betoon. Ongelooflik wanneer jy deur 'n situasie kom, God sê, nou, ek wil jy moet heuning eet. Hoekom? Kry die bitter smaak uit jou mond uit. Wat 'n bitter smaak? Maar Here, hoekom het jy dit toegelaat? Wat het ek gedoen om dit te verdien? God sê, kry 'n mond uitspoelsel. That didn't make sense. I had no idea what I just said, 'n mond uitspoelsel. I got no idea what I said. Maar dit was geseën, want die salwings op hom, verstaan jy? Maar ek het hier 'n cooking coup, wat ek nou probeer. I know it's a mouthwash. A mouthwash. Hoeveel van ons kom deur baie moeilikheid, en al wat ons oor praat, moet mense al die tyd, kyk wat die Here, kyk die Here was nou later, God het nie sy woord nagekom nie. Och, ek gee my tiendes, och, ek sing in die koor, oh my God, ek doen al die goed. We have to sing God's praises and lift him up, even in the bad times we've gone through. Because bad times creates a crisis. Wat is 'n krisis? 'n Chinese filosofie sê dat die definisie van krisis in Chinees is 2 woorde. Die een is gevaar, die ander een is geleentheid, gekoppel. So wanneer 'n Chinees in 'n krisis is, hy erken die gevaar, hy is op sy hoede, maar hy weet ook dat die gaan 'n geleentheid wees vir die verleentheid. Mooi, né? Maar ons God is beter as 'n Chinees. Ek kan nie spel nie, hoe gaan ek hy koppies en al hy goed, my chopsticks, sal hy nasi mal maak.
Bybel sê, wanneer die duiwel kom om jou te beproef, is God naby jou. Jy sien, in Genesis 50 vers 20 word geskryf aangaande Josef, en Josef sê, soos sy broers hom verkoop het, sy broers het vir sy pa gesê, hy is dood, sy broers het al die jare nonsens gedoen, en toe sê hy, toe hy homself blootgestel aan sy broers, het hy gesê, moenie vrees nie. Alles wat julle aan my gedoen het God beplan, en God het bestem. Ek moes deur daai goed, ek moes in die put geval het, ek moes neder, ek moes daai kleed van my, wat my identiteit was, het jy afgeskeur. Ek moes verkoop geword het aan die Egiptenare. Ek moes by 'n man se huis gegaan het met 'n vrou wat oortollige energie gehad het, want toe hy daar kom, het God hom so geseën dat hierdie man se besigheid het uit die nate uitgespit. Maar sy vrou kyk hom aan, wat betekent, sy naam is Potiphar, so ons noem hom net Potty, for short, you know? 'n handvassel in die tyd, ek weet, ons moet nou aangaan nie, maar hy's 'n Potty. Sê nie baie van sy, die volgende vers, and Joseph was a handsome man. A handsome man teenoor 'n Potty, dis nie tyd vir teer nie. En die Bybel sê, en hierdie vroukie, wanneer alles werk nog by haar, en sy is nou lus. Nee? Potty, blus die lus, en nou sien sy hierdie Jood. Gebou soos daai man daar. Jy het nie geweet ek gaan jou in die preek sit, nee, Beta? Ja, dis jy. Ja, ek lyk jy so in my drome nie. Maar in elk geval, mooi so. En luister, ek het jou nie verneder nie, hoor. Ja? Maar dankie dat jy 'n bok vir sport is, hoor. Jy's 'n aanwinst vir God. Hulle het die beste kos in ons land. 'n Buffet. Jy kan nie glo nie. En dis nou die ware Jakob. Brilliant. Jy moet die naam kry, ek het dit vergeet. Maar jy moet dit kry. En wanneer ons plaas ontwikkel, gaan hulle daai plaas vir ons kampe kom doen, want 'n kamp is so goed soos die kos. Nee, hulle is brilliant. Really. Yes. Skoon gesig. There we go. Wat 'n ou plaas wat haar ma of sy pa gekry het en ons het daar gaan eet. Nie eens Henry kon halfpad deur die spyskaart gaan nie. Nie eens Henry nie. En jy moet weet. Daai manslik, ek weet nie waar hy bære nie, maar dit wys net nie, verstaan jy? So, hy's okay. That was a free ad vir my aanvat van jou, né? Ek sal altyd iets beter broen na dit wat verkeerd was. Alright. Waar was ek? Ek het geen idee waar ek nou is nie. 'n Potty. En sy sê vir nou is hy op uit besigheid. Nou sê hy vir sy sê, Josef, kom slaap met my. Kom slaap. Dis normaalweg nuus vir 'n man. Oh, kom slaap met my. Hy sê nee. Sy sê kom ek hier nader. Sy gryp sy jas. Die ou hardloop uit die jas uit. Hy hardloop uit die jas uit. Hy's redelik lig nou, verstaan jy? Die Bybel sê nie wat onder was nie, maar hier gaan hy hol. En sy dit. En sy gebruik dit as evidence. Dat hy moet tronk. Hy gaan tronk toe vir 10 jaar. God allowed all that, want in die tronk het God vir hom die drome gegee van die hoofde van Farao, wat by Farao uitgekom het, en toe word, God's lines are never ever straight. Hulle kronkel, maar elke kronkel is iets wat jy nooit so gehad het, nooit ervaren nie, en jy sou nie daar 'n les geleer het nie. En God berei ons voor, en dan wat hy sê is, listen, Psalm 65 sê daar, ons verwagting is van U. Ons moet God verwag, voor ons 'n probleem verwag, voor ons jy gaan ook toe hospitaal toe, nog nooit siek nie, jy het kanker in 4de graad. Laat God jou geneesheer wees, en laat die balsem van Gilead jou genesing wees. You understand me? Moenie altyd die slegte in jou kop gaan sit, wat nie toegang gee vir God se woord, om eers in jou kop te wees nie. Here, my verwagting is, dat U my hier sal uitbring, vir 'n doel, en 'n rede. And that's what tough stands for. Tough
trusting, obeying under great hindrances. And crisis in English stands for Christ rises in situations initiating success. That's better than a Chinese proverb. Every time there's a crisis, Christ rises in situations initiating success. Daai 3 Jode in die oond het nie gebid hy moet kom, het nie 'n verwagting. He just shows up when you're going through fiery trials. Because his fire will save you from the fire of the enemy. So hulle kom op boot, hulle kom daarso en nou is die wonderlike ding. Hulle is 2 weke sonder ligte en al die. 2 weke sonder kos. En Paulus sê in hierdie situasie kom ons hou moed. Niemand het moed nodig as dit net met jou goed gaan nie. Jy het moed nodig waar dit nie met jou goed gaan nie, sodat jy kan moed hê vir die toekoms. So die Bybel sê en hulle maak hierdie groot bonfire. En het reën. Listen, don't praise God only when the sun shines. Praise Him wanneer jy koud is, wanneer dit reën. Hulle maak 'n bonfire. Hoorie, vuur is nie petrol nie. Maar God laat daai vuur so brand. Hoekom? Dan moet 276 manne warm. Hulle is in die see vir 2 weke. Hulle bibbe, hulle is kort as wat hulle was. Hulle is sopnat. Hulle kan verkoue opdien. It's a massive fire, 276 men, it's a big fire. En die Bybel sê Paulus, kyk my, Paulus kon vir daai manne gesê, luister manne, die Here het 'n engel na my gestuur. Hy het vir my julle lewe gegee. Nou, ek het my deel gaan kry hout en maak hierdie vuur groter. Maar hy doen dit nie. Hy is 'n apostel, maar hy is 'n diensknegt van God. Hy gaan en hy maak 'n massiewe bundel hout bymekaar. Hy dra dit daar en hier's nou die vuur. En hy hou dit bo die vuur. En die Bybel sê en die hitte dryf die adda, die viper, die vuur dryf die slang uit en dit nie pik hom nie. As 'n slang jou pik, hy pik en is uit. Hoekom? Want hy wil ook nie in die proses sterf nie. Hy wil wegkom. So hy pik en in daai sekonde sit hy daai bietjie gif in jou. But a viper is known as one of the most serious snake poisons in the world. En die eiland is vol van dit. En Paulus hou dit daar en die vuur dryf hom uit. Listen to me, die vyand wat wegkruip in daai deel met 'n skelmpie, met 'n skelm besigheidsman. En hierdie ding wat verkeerd is, as jy nou iets optel en jou intensies is goed en jy wil iets goeds doen. Jy sien, slegte dinge kom net nie van mense wat slegte ding doen nie. Slegte dinge gebeur mense wanneer hulle goeie goed doen. Hy het iets goeds gedoen. Hy het bygedeel. Hy het die goed opgetel, hou dit en die vuur dryf dit. Hy het nie gaan uitvind nie. En wanneer die duiwel weer die slang is, wanneer hy jou kom byt, en daar's baie maniere wat hy jou kan byt. Ek sê jou nou vertel, 1 of 2. En daai slang hang aan hom vir 'n lang tyd. Wat beteken die gif pomp. Hallo? Hy's letterlik 'n gifpil. En Paulus staan daar. Hy ruk nie die slang af nie. Want jy kan nie jouself bevry van die vyand nie. Jy het nodig dat Jesus hom van jou kom verwyder. En hy staan daar en die Bybel kyk na hom en hulle sê die volgende woorde. Net omdat hy die skipbreek oorwin het en hy deur die dood gekom het en al die goed, hy moet 'n moordenaar wees. Hoe maklik takseer iemand jou op wat jy deurgegaan het sonder jou te doen, want hulle jaloers op jou is. En nou, so een van die pikke wat die duiwel op mense kry, is dat vreemdelinge, mense, familielede is krities op mekaar. Kritiek kom van 'n persoon wat jaloers is. Alle kritiek kom uit jaloesie uit. En daar pik hy hom en hulle sê, hy's 'n moordenaar. Weet jy, God voel vrede vir hulle opinie, want hy's 'n man van God wat God binnekort gaan kragtig gebruik. Hy staan daar lang tyd, hy swel nie eens op nie. Nou sê die Bybel, hulle verander hulle opinie. Hy's 'n God. Kan jy glo? Jy gaan van 'n moordenaar na 'n God toe? Moet nooit
moet asseblief as 'n Christen, wanneer mense jou komplimenteer en jy weet dit is nie reg nie, moet dit nie vat nie. Die ander dag gaan ek na God toe en ek sê, Here, ek wil graag weet, as U nie omgee, kan U vir my sê, wat is die verskil tussen 'n leuen en 'n waarheid, dat ek die beeld kan sien as U my sal wys, dat ek dit vir mense kan gee. You got to ask God. I talk to Him all the time. All the time I talk to Him. And He showed me a picture. Hy wys my dat 'n leuen gaan in 'n huis bak en hy gaan op 20 verdiepings. Hy wys my waarheid gaan op die trappe. 'n Leuen gaan altyd makliker en vinniger as die waarheid. Ja, julle verstaan niks nie. Kritiek gaan altyd vinniger as 'n kompliment. En ek sê vir jou, prys die Here man. Al gaan ons op die trappe, die waarheid sal jou vrymaak. So hy hou dit daar. En dan sê, en hy skud hom los. Hy skud hom los. Yes, I love that. Hy skud hom los. Woeps, gaan die Ada daarin. En hy word verkleed. Ek wil vir jou sê, jy kan nie sterf sonder God se wil nie. Die vyand kan jou nie uitvat sonder sy permissie nie. Hoor my, die duiwel kan nie maak en breek met jou soos hy wil nie. He has to ask God permission. He had to ask for Peter. He had to ask for Job. Maar wanneer ek en jy moedwillig, doelgerig in sonde leef, dan nooi ons hom om reg plek in ons sê, moenie hom 'n voethou in jou plek gee nie. Don't give him a foothold in your life. Maar selfs mense wat God dien, wat gesalf is by die Here, kan ook siek word, kan ook situasies deurgaan. Is so. Net omdat jy God dien, waarborg jou nie, dat jy nie deur moeilike tye sal gaan nie. Dis so. Ek hou daarvan. Johannes 16:33, Jesus sê, in hierdie wêreld gaan jy baie moeilikheid hê, maar ek het jou klaar gesê, my vrede gee ek vir jou. Are you with me? Ja. So, hy staan daar. Hulle kyk. Ewe skielik het niks meer om te doen, hulle is uit kritiek uit. Hulle weet nie wat om te sê nie. En nou Publius. Dis nou die seun van die pa, wat die hoof is van die eiland. Moet asseblief nie jou seun Publius noem nie. Noem hom, weet, Jakobus die derde of Klein Piet of iets, maar Publius, nee, los het. Maar dit is 'n mooi naam, maar 'n mooi betekenis. It means popular. Popular. Hy kom na Paulus toe en hy sê, my pa lê op sterwe. Hy het groot koors, he has fever, groot koors, en hy het, and I read this in the Bible, I didn't know, I said to God, what is this word? Daar staan, 'n buikloop. Ek dink, wat 'n dier is die? 'n buikloop, want loop beteken dat dit wat 'n buik is, moet loop. Ek is so goed soos julle in Afrikaans, maar ek is goed in Afrikaans. Op my manier. In English is the century. The century, right? Dit is op die eiland, tot op die eiland is daar net een ding wat vleis het, en dis 'n bok. En daai bok het 'n siekte van parasiete wat in die melk gaan, wat koors veroorsaak en buikloop. Buikloop is wanneer jy in jou darmes 'n parasiet kry en 'n dier vir 4 maande. En is al vleis wat daar is. Die Bybel sê, en God gaan na Paulus toe, en hy sê, gaan na Publius huis toe, sy pa lê daar, lê hand op hom, en bid vir hom, ek wil hom genees. Waaragtig, hy gaan daar, sy pa staan op, hy word sterk, en vir 3 dae is hulle daar. En die Bybel sê, dit waar, Paulus het in Publius se huis 'n kerk gestig. Die geskiedenis daarvan is, jare later het ou Publius van die Malta afgegaan, na Athena toe, en hy word die biskop van die grootste Christelike kerk. So, wat het God gedoen? Wat het hy gedoen? Deur al die moeite, deur al die verlies, deur al die Here, hoe kon die Here altyd, deur al die onsekerheid, almal se moed is weg, almal se hoop is weg. Wat het God gedoen? Hy het al daai goed gebeur, and this is what God told me in my heart, a thought. Son, this is what I've done. I always set up the devil for failure. I always set you up for promotion, and I always set myself up for glory. It's a whole setup. It's mooi, nee.
Ek wens ek kon Afrikaans, dan kon julle dit vervang het, want julle sit net aan my gaap, aangaap. Ek waardeer dit. Listen, the devil cannot go far with you, want God het 'n woord wat sê, genoeg is genoeg. All you got to do is you got to love him. Hardloop na hom toe. Ja, maar eendag sê 'n vrou vir my Engelsman, ek is vol vrees. Ek sê, David sê, wanneer ek bang is, hardloop ek na God. Vat die vrees, hardloop na God. You're supposed to do it by faith, but take the vrees, hardloop na God toe. Want die duivel kom agter, as die goed wat hy vir jou gee, jou gaan na God motiveer, gaan hy jou uitlos. Hy's nie wys nie, maar hy's nie stupid. Hy's nie so stupid nie. I wish you get that. As jy nou 'n wrok teen God het, go to God en sê, Here, ek het 'n wrok teen jou en vergewe my sonde en dan omhels hom. Listen, don't wait till you think your life is clean before you can run to God. Hardloop toe hom met jou sonde. Hardloop na hom toe met jou twyfel. Hardloop na hom toe. Hy sê jou nooit van die hand wys nie. Hy sê jou omhels en jy sal uitgaan baie beter. En ek wil graag eindig nou met iets. En dit gaan julle seën. Dit gaan julle waaragtig seën. You ready? Ek het 7 minute. Ek het nie geweet in al die jare. Ek dien God vandat ek 18 jaar oud is en ek is nou donderdag 69. En ek het die Bybel honderde keer gelees. Maar hierdie ding het nie in my vasgesit nie. Jesaja 52 vers 2. Skud jou los van die skud jou los uit die stof. Staan op, kry jou sit, maak los die bande van jou nek. Toe ek daai woorde luister, my gees het ontplof in God. Want ons glo dat net God alleen kan goed vir ons doen. En tot 'n mate is dit waar. Net hy kan jou vergewe, net hy kan jou stel, net vir hy kan jou toekoms gee, yes. Maar ek het agtergekom dat Jakobus 2:27 sê, geloof sonder werke dade is vrugteloos, is dood. Jy sien, oral in die Bybel, in die Ou Testament, en alles opgeskryf in die boek van Hebreërs hoofstuk 11. God sê vir Abraham, gaan na 'n land toe en gaan besigtig die land. En die Bybel sê, en hy sê, los jou land, los jou pa, los jou familie, en dan gaan 'n land wat ek jou sal wys. Nadat het God vir hom gesê het, ek beloof, ek gee dit vir jou. Hy moet net gaan uitkyk, hy moet net gaan evalueer. En die Bybel sê, en Abraham het gegaan, sonder om te weet. Hierso, te veel mense sê, Here, vat sonde uit my lewe. Here, vat daai man uit my lewe. Here, vat daai ding. Daai persoon in die werk wat altyd die krediet kry en ek sê vir hulle wat die oplossing is en hulle gaan vertel dit omdat ek baie teruggetrok is en ek wil nie uitgesproke wees. Ek wil nie moeilikheid kom nie. Ek wil nie geboelie word nie. Well, then don't tell people die oplossing. Meet the guy in his office and tell him. Want daai persoon gaan nooit krediet gee nie. Nooit krediet gee nie. En toe ek dit lees, toe kom ek agter, my waaragtig. Well, that was so close to something bad, eh? Wragtig. God sê, skud die stof van jou af. You got to do it. Hoekom? Ons is tot alles in staat deur Christus Jesus wat ons krag gee. 1 Johannes 5 vers 4. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin. Namens ons geloof in Christus. Hoe? Want elkeen wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is, het daai mag en gesag. Jy sien, die skipbreek en al daai, die slang op hom, was sy verlede. En hoeveel van ons dra nog vandag die stof van die verlede, van teleurstelling, van wanhoop, van ek is bedrieg, ek is verraai, ek is verneek. Are you understanding me? Stof kan nooit op iets rus wat altyd beweeg nie. Stof rus op iets wat jy nie laat beweeg nie. Is dit nie so nie? My maat en ons hangkas in die gang gehad. Alles wat jy tot Kersfees gebruik. En as omtrent 1000 motbolle daarin.
as jy dit lees, sit jy wasgoedpen, ek want alles stink soos motbolle. Die gang stink, die kos stink, wat eet jy? Ek eet 'n motbol. Is dit 'n peske? It's 'n motbol. Weet jy sterk is motbolle? It's unbelievable. Maar weet jy wie kom uit net so gebou? Huh? Daai klein goedjies, wat so rond gaan in jou kas. Wat? Vismotte. Hulle kom net so uit, lyk soos hy, kom net so uit. Hoekom? Want hulle verteer motbolle. Jy sê, hier's 'n motbol, daar's 'n motbol, die 6 motbolle hier so hulle. Ag man, net twak man. So God, ek wil vir jou sê, ons gaan nou bid. Almal van ons hier het 'n verlede, maar ons verlede hoef nie ons te hê nie. Almal van ons het 'n huidige, almal van ons het 'n toekoms. Hier's die ding, jy kan nie met al die stof op jou in die huidige kom. Jy gaan elke dag flou mis moet gebruik. Verstaan jy? Ag, julle weet niks wetenskaplik nie. Dit is 'n botteltjie wat jy kry wat jou neus oopmaak net so. Flou mist. Ja, julle. Skud jou los van jou stof. Wat het Paul dan? Hy skud hom los van die slang. Hy het nie fisies probeer te doen nie. Net God. What did God tell him? Shake it. Shake it. Jy kan jou verlede net so afskud. En ons gaan nou vra om almal te laat staan. Hy gaan dit vir julle oor julle laat sê, bid. Die stof wat vergader het op jou gemoed, op jou bereidwilligheid om God te dien, om weer die Bybel te lees. Die Bybel is so vol stof, jy haal dit net uit een keer 'n jaar of jy in moeilikheid is. Folks, stof is nie goed nie. Dan sê hy, skud die stof van jou af. Tweedens, staan op. Staan op beteken, neem jou posisie van gesag en mag in. Staan op. Staan op. Staan op uit jou verlede. Staan uit jou verlede. Staan op in die huidige. Daarom sê Efesiërs 6 vers 17. Staan, bly staan. En nadat jy alles genoem het, bly staan. Staan op. Ons is die geregtigheid van God. Ons kan opstaan teen wat ook al kom. En dan, I love this. Kry jou sit. Yes, I love this. I just love your guys. Hy so prontheid, kry jou sit. Die ou vertaling sê sit nie, ek dog, wat moet ek neersit? 'n Pannekoek, wat moet ek neersit? Maar kry jou sit. Weet jy wat dit beteken? Efesiërs 2 vers 6 sê, ons het saam met Jesus gesterf, ons het saam met hom opgevaar, en God het ons 'n plek gegee van geregtigheid, om saam met hom aan die regterhand van God te sit. Die moment jy Jesus aanvaar as jou saligmaker, die moment jy jou hart oopmaak vir Jesus, die Heilige Gees kom leef in jou hart, jou liggaam is nie meer joune nie, jou liggaam is die tempel van God, terwyl ek nou hier so is, sit ek in die geloof aan die regterhand van God. Are you understanding me? In His presence. Sin kan, doubt kan, niks kan daarmee beïnvloed nie. En het is makkeliker van daar na die goed op aarde wat in jou lewe verkeerd gaan, om te kan bekyk en om te sien. Verstaan jy? Maar as jy hier is en jy kyk om jou, en jy kom hier uit en jy weet nie waar jy sit nie, is jou hele perspektief in sy kanon in. Are you with me? Kry jou sit. Ek sal nooit vergeet, ek my vrou was in Amerika, about 16 years ago, en ons gaan uit die massiewe kerk toe, en ons is genooi daar, is 'n pastors conference, en jy het my kaartjies gegee, en ons gaan daar vir 10 dae, en dan mag jy een keer in 'n plek kom vir 'n souso, waar jy net vir die persoon vertel van jou verlede, hy skryf neer wat jy vir hom sê, hy sê, wat sien jy nou, dan skryf jy dit neer. Ek het die oudste man gekry in julle kerk. Ek toch gaan lang vat om te skryf en lang om te onthou. Maar hierdie ou was so wakker soos 'n rakke. En ek kom agter, maar hy leef as prins. Ek moet vinnig praat. Nee, dis nie nou 'n goeie manier nie, maar dis my gedagte. En hy sit daar en hy sê, whatever God tells you, son. En ek bly so stil. Ewe skielik in my gemoed, nog nooit God se stem hier gehoor in my gemoed, hoor ek hierdie woorde. Son, I'm so glad that you've come to the place that I've prepared for you. Come sit next to me. Wat 'n beeld het ek gesien? Ek het 'n groot troon gesien en ek het 'n man gesien net tot hier met hierdie massiewe liggaam. And I knew this is my Father, my Heavenly Father. Maar hy wat sit in die hemel lag.
Hy lag vir die duiwel wat hy probeer, hy lag vir omstandighede, hy lag vir jou selfmoord nog, hy lag daarvoor, hoekom? Want lag is die beste medisyne vir hopeloosheid. Almal voel goed na 'n lagbeet. Ons moet meer lag. Jy moet meer in die spieël kyk en vir jouself lag. Né? Dis beter dat jy vir jouself lag, dat daai baie mense jou aflag. Wanneer jy 'n bespotter het, die ander is 'n celebration. Eendag 'n man sê vir my, Gary, ek het sulke groot ore. Ek wil nie in die, ek weet sy bynaam is Dumbo, maar ek wil nie gehad het, hy moet nou, want ek nou beraad hom, so ek het daai stuk geskep. Ek sê, wat sien jy? Hy sê, ek wil so groot cardboard boxes hier sit. Ek sê, nee man, lag uit vreugde vir jou. Hy sê, spot jy my? Ek sê, nee, maar as God met jou praat, jy gaan nie twyfel nie. Ag, julle vang het nie. Verstaan jy? Ek vang is, julle vang het nie. Julle. Ons moet 'n groot God, ons moet 'n groot hart vir God hê. Ons moet 'n groot persoonlikheid, ons moet 'n groot kreatiwiteit vir God hê. You know what I'm saying? Listen. What Satan fears is when we enjoy God. Soos Paulus gesê het, ek behoort aan hom. Ek behoort aan hom. As ek aan hom behoort hy aan my. En as God vir jou is, wie kan teen jou wees? En die laaste ding is, vat die bande van jou nek af. Kan julle almal opstaan gou vir 1 minuut asseblief? Ek gaan hierdie sin uitsê en ek wil hê julle moet dit uitbulder. Skud jou los uit die stof. Staan op. Kry jou sit. Maak los die bande van jou nek. Maar die seun van God sê, as die seun van God jou vry maak, is jy werklik vry. Jesus sê, neem my juk op jou, want my juk is lig. Right, julle kan julle oorsluit. Vader, ek dank U in hierdie wonderlike posisie dat ons in die teenwoordigheid is, dat U hier is. Heilige Gees, U is hier. U het die woord vir my gegee om dit so te preek. Ek vra, kom maak die woord vas in hulle, dat vir hulle familie, hulle vriende, en mense wat sê, ek is plat geslaan, sê vir hulle, staan op, begin, skud die stof af, staan op, kry jou sit, jy behoort aan God, jy is deel van die bruid, sit aan die regterhand van God, en besigtig nou die duiwel, wat op die aarde is, en waar jy God se teenwoordigheid is, en skeer die juk van jou nek af. Here, ons vra U dat U ons sal juk met U self. Juk ons met U woord, juk ons met gehoorsaamheid, juk ons met geloof, juk ons met uitbundige, uitspattiglike lof en aanbidding. Ek glo U is die mees wonderlikste persoon, die mees toeganklike persoon. Ons kan na U toe kom, stikkend, gebroken. En U sal die kleed vir ons afhaal, U sal ons was, U sal 'n ring op ons voete sit, U sal skoene weer op ons sit, U sal 'n kleed van geregtigheid en sê, kom na die bruilof toe van jou pa. Ek vra vir 'n godswonderwerk, dat elke persoon hier sal die stof afskud vandag, sal opstaan in hulle geregtigheid voor God en autoriteit, dat hulle sal hulle sit kry in die teenwoordigheid, dat dit kan rus in die teenwoordigheid, nie altyd rondhardloop so afgekapte hoene nie, en dat hulle ook sal besef, ek kan hierdie juk van my afgooi, want ek is vry in Jesus naam. Amen, baie dankie. Dankie dat jy ons finansiëel seën. Sien julle volgende week. Bye bye.